Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën. Terwyl ons vanmôre gaan kyk na die gedagte, is dit sonde? Nou, ek het juist die tema so geformuleer omdat daar heelwat gedagtes is wat ons vanmôre met mekaar gaan hanteer. En vriende, hier van die staanspoor af wil ek wegspring deur vir u te sê, die woord leer vir ons in 1 Korintiërs 7:23. Julle is duur gekoop, moenie slawe van mense word nie. Nou, u sal ook sien in hierdie oordenking gaan ek vir u 'n paar riglyne gee oor sekere vraagstukke wat na my kant toe gekom het om vir u Bybels te begelei hoe u hierdie sake in u eie hart moet uitmaak. My gebed is dat jy nie 'n slaaf sal word van my of van een of ander mens nie, maar dat jy regtig die sake waaroor jy bekommerd is en kwessies in jou lewe sal uitmaak voor die Here, sodat jy dan ook 'n stil gewete kan hê met die wete dat dit het ek voor God uitgemaak. Ek is oortuig in my hart, dit is wat die Here vir my leer uit sy woord en ek gaan daarvolgens handel. Nou vriende, die vraag wat na my kant toe kom is vrae wat mense oor die algemeen vra, goed soos, mag ek dans en mag ek varkvleis eet en mag mans lang hare dra? Moet vroue 'n hoed aan hê as hulle kerk toe gaan? Mag ek op Sondag sport beoefen? Mag my dogtertjie deelneem aan ballet of moderne danse of wat ook al? Dis die vraag wat mense vir my vra. En vriende, wil ek wegval deur vir u te sê dat, en ek het dit vir julle in die verlede ook gesê, en ek sê dit met baie liefde en deernis in my hart, maar dat u ook sal verstaan, ek is nie die Heilige Gees nie. Al wat ek doen is, ek is 'n prediker van God se woord, en ek poog om met eerlikheid en duidelikheid te sê, so sê die Here, en dan vertrou ek ook die Heilige Gees om u deur die woord te oortuig van vraagstukke wat daar in u hart mag wees. Daar is sommige mense wat op 'n sekere tydstip van 'n sekere saak oortuig is, en ander mense word eers later daarvan oortuig en sommige nooit nie. En daarom moet ons hierdie sake in ons hart voor die Here uitmaak, want die Here sê, as my hart my veroordeel, of my gewete my veroordeel, God is baie meer as dit. En onthou, die Here gebruik sy woord om ons harte te rig en te lei in sy waarheid, en ook ons gewete, wat soos 'n rooi lig, vriende, flikker wanneer ons met sondige dinge besig raak, of dinge wat skade en skande kan bring op die naam van die Here. Nou vriende, daar is sekere vrae wat ek vir u baie maklik kan beantwoord. As mense van my vra, Gerard, mag ek steel? Dan sê ek vir hulle nee, want God se woord sê, jy mag nie steel nie. Mag ek lieg? Nee, God se woord sê, ons mag nie leuns vertel nie. Mag ek vloek of vuil taal gebruik? Nee, die Here sê, ons mag geen skandelike taal uit ons mond laat uitgaan, of vuil woorde oor ons mond laat gaan nie. So hierdie is redelik maklike vrae, maar hierdie kwessies wat ek nou vir u genoem het, mag ek dans? Mag ek varkvleis eet? Mag mans lang hare dra? Moet vroue hoed aan hê as hulle kerk toe gaan? Mag ek op Sondag sport beoefen en mag my dogtertjie deelneem aan moderne dans of ballet en daai dinge? Is vraagstukke wat ons uit die woord bietjie gaan bekyk, en dan moet u by die antwoord uitkom soos ek vir u begelei het uit God se woord. Weer 'n keer sê ek vir u, ons gaan nie slawe van mense maak nie, en ek wil nie hê jy moet sê, Gerard Bekes het gesê nie, want ek is nie die autoriteit nie, God se woord is die autoriteit. En die gebed van my hart is dat die Here vir my wysheid sal gee om u te begelei, om by 'n antwoord uit te kom wat vir u vrede en rus ook in u siel gaan gee. Vriende, ek wil wegval deur te sê, ek dink die meeste mense wat met hierdie vraag worstel, is omdat hulle alreeds 'n oortuiging in hulle harte het. Die meeste mense met wie ek praat wat oor hierdie goed vraagstukke het, sal vir jou later sê in die gesprek, maar ek voel al lankal skuldig oor dit, en ek voel nie tuis by hierdie plekke waar ek by kom nie, en baie keer lei my getuienis skade omdat ek deelneem aan hierdie dinge of op so 'n manier lyk, en dis alreeds 'n teken dat die Heilige Gees besig is om deur die woord en deur my gewete te werk om my by 'n punt van oortuiging uit te bring. Weereens, die Here werk nie met ons elkeen op presies dieselfde manier nie, maar God is genadig en barmhartig dat hy met ons elkeen werk, en soos ons geestelik groei, is die Here besig om deur sy woord ons denke, ons gedagtes, ons optrede, ons gedrag te verander, sodat ons meer gelykvormig kan word aan sy beeld. Nou vriende, ek het vir julle ook al reeds gesê, daar is nie 'n lang alfabetiese lys van moets en moenies in die Bybel nie. Ons kan nie daar in die inhoudsopgawe gaan en sê, kom ons kyk na A. Is daar enige sondes wat A aanbetref, of B of C, en ek kyk gou wat die Bybelse antwoord daar is nie. Nee, ons is mense, en die Here het ons geskape om in hierdie gevalle en donker wêreld skynende ligte vir hom te wees, en daarom moet ons deur die woord begelei word, deur predikers begelei word, deur gesprekke wat ons met mekaar het as kinders van die Here, sodat ons die Here in alles welbehaaglik kan wees. Nou vriende, ek wil wegval deur vir u te sê 2 Korintiërs 2 vers 15 sê, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word
en onder die wat verlore gaan. U moet onthou, as kinders van die Here is ons vrygekoop. Ons is nuut gemaak. Ons behoort nou aan 'n ander koninkryk. Ons te aan 'n Vader. Ons is oorgebring van die duisternis na die wonderbare lig. Ons hele lewe het verander. Vriende, die Bybel praat van dat ons wat 'n duister hart gehad het, God het deur die Heilige Gees in ons harte ingeskyn en deur die evangelie ons oortuig en ons kom red, sodat ons nou 'n nuwe lewe kan lei. En daarom moet ons 'n aangename geur wees. Ek het so daaraan gedink as my vrou haar parfuum spuit, watter heerlike lekker reuk is dit net nie. Iets wat jy van hou om te ruik. Maar ek het aan die ander kant gedink, as ek die swartsakke moet uithaal op die dag wanneer dit swartsakdag is en daai asblik het in die son gestaan en die reuk wat daar is, u sal vir my saamstem, is afstootlik. En nou sê die Here vir ons as kinders van die Here moet 'n aangename geur van Christus wees, vir die gereddes en vir die ongereddes. Daarom, vriende, moet ons versigtig wees hoe ons leef, wat ons doen, waarheen ons gaan, sodat ons die Here in alles kan verheerlik. Die apostel Paulus kom in 1 Korintiërs 6:12 en hy sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. So Paulus sê daar is 'n Christelike vryheid. En ons as kinders van die Here moet volgens ons gewete en volgens die waarheid van die woord handel, en ons sal weet, vriende, luister, 'n kind van God se gewete is sensitief, en ons sal weet wanneer ons gemeente of gewete wil manipuleer om sekere goed te regverdig wat ons weet is verkeerd, of gaan skade doen, of gaan nie 'n lieflike geur vir Christus wees nie. Daarom kom die apostel Paulus en hy brei bietjie uit in 1 Korintiërs 10:23 en hy sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie, alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Verseker, nie alles bou my geestelik op nie. En dan laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van ander. Jy sien, hier kom dit weer op die mekaar gedagte. Ons is mekaar se lede, ons moet mekaar opbou in die allerheiligste geloof. Ons is skynende ligte in die donker wêreld. Ons soek nie ons eie voordeel nie. Ons soek nie ons eie plesier nie. Ons soek nie ons eie gemak en genot nie, maar ons wil God verheerlik in 'n goddelose wêreld, en ons wil ons ligte laat skyn in hierdie wêreld, en saam met ander kinders van die Here verheerlik. Daarom moet ons versigtig wees dat ons nie ons eie voordeel soek nie, maar die voordeel van ander. Vir onsself altyd die vraag afvra, sal dit wat ek doen en die manier hoe ek nou lyk en die manier hoe ek nou optree, sal dit die Here verheerlik en siele na die Here trek of siele van die Here af wegstoot? En ag vriende, daarom gaan ek nie vir u vir elke saak 'n antwoord gee nie. Maar u weet, as u by 'n danspartytjie kom, en ek kan my vrou as 'n voorbeeld hier gebruik. Vriende, sy was iemand wat baie lief was vir dans toe ek haar ontmoet het. En sy moes vir haarself die vraag afgevra het, in wie se geselskap is ek tydens hierdie tyd wat ons dans? Die invloed van die musiek, wat is die invloed van die musiek op my? Met wie dans ek? Wat is die kans dat sonde tydens so geleentheid kan plaasvind? Is daar die gebruik en misbruik van drank? En baie van hierdie goed, soos u en ek weet, is teenwoordig by dansgeleenthede. Die plek wat ek besoek en die geselskap waarin my self bevind, moet alreeds vir my 'n rooi lig wees. Daarom is daar nie 'n vers in die Bybel wat sê jy mag nie dans nie. Maar ek wil vir u sê, 'n kind van die Here moet baie versigtig wees om hulle self in hierdie ding te begewe, want dit kan sonde raak, dit kan 'n skade doen op my getuienis, en dit kan baie mense van die Here af wegstoot. Daarom wees maar altyd versigtig en maak hierdie saak so gou as moontlik in die hart voor die Here uit. Die gedagte van varkvleis eet, vriende, die Bybel sê vir ons, eet wat vir jou voorgesit word. Wat in die slaghuis verkoop word, geniet dit. En as iemand aanstoot neem, as u weet, Piet kom kuier vandag by jou en hy is nie lief vir varkvleis nie, terwille van die broederskap, moenie vir hom varkvleis voorsit nie. Maar geniet dit as jy nie oortuig is in jou hart dat dit verkeerd is nie. Ons dink aan die gedagte van mans wat lang hare dra. Die Bybel sê vir ons dat die lang hare is eintlik 'n oneer vir 'n man. En sommige bevolkingsgroepe aanvaar dit weer as mans lang hare het. En weer 'n keer, kom ons maak die saak voor die Here uit. Ek dink dis noodsaaklik, veral in ons geslag waar ons kinders nie meer weet of hulle seuns of dogters is nie, en ons in 'n bose geslag onsself bevind, en daar so baie dinge gebeur tussen mans en vrouens, en mans wat oor die grens gaan van vroue en die vroue oor die grens gaan van man, dat ons maar vir die Here vra, Here, help my dat ook my beeld na buitekant U sal verheerlik. Ons dink aan die gedagte, moet 'n vrou 'n hoed aan hê as sy kerk toe gaan? Vriende, as jy 'n hoed wil aantrek, doen dit. En as jy voel dis nie vir my nodig nie, want ek gaan nie in die kerk opstaan en iets sê of praat nie, los dit, maar maak dit in jou hart voor die Here uit, sodat jy ook in jou hart gemoedsrus kan hê, dat dit is wat die Here sê. Die sport op Sondag
Daar is professionele sportmanne wat kinders van die Here is, dis hulle werk om professioneel aan sport deel te neem. En daarom, vriende, moet ons vir onsself die vraag afvra, vir ons wat dit as amateurs doen of net vir ontspanning, kan ons onsself regverdig om dit op Sondag te doen, terwyl Sondag die dag van die Here is. Daarom maak die saak in jou hart uit. Ek het 'n vaste oortuiging in my hart dat Sondag is die dag van die Here en ek poog na die beste van my vermoë om hierdie dag te hou en meer tyd aan die Here te spandeer. As ek 'n professionele sportman was dit 'n hele ander saak, maar mag die Here ons wysheid gee, dat ons hierdie dinge bidend voor die Here sal uitmaak om hom te verheerlik. Mag my kind ballet of dans, moderne danse, weer eens die geselskap waar ek myself in bevind, die wyse waarop ek my kind se liggaam blootstel, die mense met wie sy assosieer, die danse wat sy doen, is dit sensasioneel en kan dit mense miskien uitlok? Is vrae wat jy vir jouself moet vra, want onthou, eens was ons duisternis, nou is ons lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Vriende, ek wil afsluit deur net vir u so laaste gedagte te noem. 1 Tessalonisense 5:21 sê, beproef alle dinge, behou die goeie. En nou sê baie mense vir my, kyk daar, die skrif sê ek moet alles beproef, en dis wat die meeste stop. Die Bybel sê, behou die goeie, in vers 22 van 1 Tessalonisense 5 sê, onthou julle van elke vorm van kwaad. Kinders van die Here moet 'n lieflike geur wees, ons het daarmee begin, daarom, dit wat ek beproef, vriende, is nie sondige dinge wat die Bybel duidelik verbied nie. Maar dit kan kategorieë soos hierdie wees, waar ek nie heeltemal seker is nie. Maak dit vir jouself uit voor die Here, en vra vir jouself, gaan ek skade doen aan my getuienis, aan die koninkryk van die Here, aan die werk van die Here, aan die gemeente waaraan ek myself bevind, gaan ek skade en skande bring op die naam van die Here, en as dit so is, vriende, terwille van God en terwille van sy saak, los dit. Ons word nie slawe van mense nie, daarom maak die saak in jou eie hart voor die Here uit. Die Here trek baie duidelike lyne, want u sien, eens was ek duisternis, nou is ek lig in die Here. My meester het verander, dis nie meer die duiwel nie, is nou die Here. My woonplek het verander, ek is op pad na die hemel. My familie het verander, is nie meer die wêreldlinge nie, maar die kinders van God. My gebruike en gewoontes het verander, want eens was ek duisternis, en nou dien ek die Here. En ag vriende, daarom sluit ek af. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee. Daarom pleit ek by jou, moenie hardkoppig voortgaan in jou lewe, as jy weet daar is dinge in jou hart wat besig is om te krap nie. Maak die sake voor die Here. Daar's nog baie sake wat ek vanmôre oor kon praat, en baie vrae wat na my kant toe kom. Weereens, vriende, ek is nie die Here en die Heilige Gees wat vir u kan sê A, B en C nie. Daar is sekere vryheid in Christus, maar dit kan baie keer ook gebruik word tot aanleiding van sonde. En dis waarvoor ek bang is. En dis waarteen ek u waarsku. En daarom vra ek vir u, kom ons los eerder die werke van die duisternis, of dinge wat miskien my getuienis kan skade doen. En ek vra, Here, help my om myself te verloon, my kruis op te neem en u te volg. Help my om minder te word, sodat u meer kan word. En Here, help my om 'n aangename geur te wees vir die kinders van die Here en vir die wêreldlinge, terwille van u naam, terwille van u saak, terwille van u eer, al kos dit my 'n prys. Mag die Here ons genade gee, vriende, en mag hy vir ons met wysheid bekragtig deur die werking van sy kosbare Heilige Gees. Groete vir u, mooi dag verder, tada.